al die persone wat huidiglik wat vanmôre hier is, wat in by Ikapa myn gewerk het en nog steeds daar werk. Ek wil vra of julle nie vinnig net vir ons hier na vore wil kom. Ons wil net graag saam met julle bid. Van ons mense terwyl hulle na vore kom, van ons mense het alreeds ander werk gekry. Ons het 3 gesinne ongelukkig. Dit is deel van die hele proses wat moet verhuis. En ek weet Rian, hulle is een van die 3 gesinne. Ek dink jy begin al maandag. Volgende maandag begin hy al in Secunda. So van al die mense het ons heel wat van ons mense gekry wat hulle werk teruggekry het. Ek sê nou teruggekry het. Vir die afsienbare tyd wat die myn nog in stand gehou moet word. Ons het mense gekry wat by ander plekke werk gekry het. Ons het verskeie scenario's van mense se situasies, maar ons vertrou die Here eerstens vir hulle wat nog nie werk het nie. En nommer 2 ook vir die wat wel in hierdie posisie is, dat hulle in 'n kort termyn nog steeds hier is, vir die langtermyn, vir die pensioenfondse en alles wat rondom dit gaan. En dan wil ek hê julle as gemeente moet saam met my vanmôre bid, dat ons ook God vertrou vir Kimberley. Kimberley word intens geraak. Dis nie net die mense wat by die myn gewerk het nie. Kimberley en sy breë word intens geraak daarvoor. En die Here het gesê, ken my in alles wat jy doen. As jy wil weet hoekom bid ons vanmôre, ons wil God ken in alles wat ons doen. Ons soek sy hulp, ons soek sy raad. Ons wil hê dat die Here wat alles weet, en ek het nou hierdie week weer vir iemand aanbeveel om dit te doen, en ek doen dit die laaste paar weke, want ek is daarmee besig. As jy wil moed skep oor die toekoms, gaan lees die boek Daniël, stadig en aandagtig, en gaan kyk wie is die God wat jy dien en aanbid. Die God wat gesê het, ek het die einde geken voordat die begin daar was. Die God wat vir Daniël sê, wat in sy tyd, na sy tyd, en selfs met Christus se geboorte, en tot aan die einde van die dae waarin ons nou lewe, sal gebeur. Dis die God wat ek en jy dien. Hy weet wat aangaan. Hierdie God vang hom nie onkant nie. So ek eer die Here. Ek gaan vra dat ons as gemeente vir hulle gaan bid, en weer eens kan ek vra dat ons by elkeen van hulle iemand kry wat saam met ons hier kom staan. Ons dank die Here vir die wat wel, hier's heelwat van hulle wat nie vanoggend hier is nie, maar ek moet vir julle sê, ek dank die Here vir soveel mense wat in hierdie tydperk wel uitkoms gekry het. Vir baie van hulle is dit geweldige omwentelings. Julle verstaan dat mense wat nou moet skuif, die vrou werk hier, byvoorbeeld, hier's 'n huis wat moet verkoop, dis nie goed wat jy net afsluit en jy loop nie. Dit is so gekompliseerd, baie meer as wat ons ooit kan dink. Gemeente, kom ons bid saam. Vader, vanmôre kom ons, nie as 'n individu nie, maar Here, ek vat u gemeente en ek kom staan voor u. En Here, mag hierdie manne en vroue wat hier voor ons staan, en hulle wat nie vanmôre hier kan wees nie, in hulle gees en in hulle hart 'n ervaring het, van hier's 'n huis, 'n geestelike familie wat omgee. Die enigste rede hoekom ons kan omgee is, want u woord sê, het ons eerste lief gehad, daarom kan ons lief hê. Mag hierdie mense iets ervaar van u goddelike liefde. Here, hoe bid ons vandag saam met hulle? U weet van die nagte wat hulle dalk rondrol, die bekommernisse wat hulle nie vir mense kan sê nie, die behoefte wat hulle het en hulle weet nie hoe om dit oor te dra. Waar gaan die volgende goed, waar gaan die volgende uitkoms vandaan kom? In die naam van die Here verklaar ons, het gesê, daar's donkerte oor hierdie wêreld, maar oor jou sal my lig skyn. En ek bid nou, o God, in hierdie donker wêreld en donker toestande, sal u lig oor elkeen van hulle skyn. Ons wil nou saam as gemeente reeds kom dankie sê vir hulle wat reeds alweer in 'n werk staan en 'n vorm van salaris verdien. Ons dankie saam met hulle vir die wat alreeds 'n werk gekry het. En Here, dit is vir ons nie maklik om net afskeid te neem van ons mense met wie ons so lank pad gestap het nie, maar ons verstaan en verklaar dat u is God en u is groter as al ons planne. En ons wyl aan u toe, Here, al die uitdagings wat daarmee gepaard gaan, huise wat moet verkoop word en 'n klomp ander goed wat moet gebeur, in die naam van Jesus verklaar ons as kerk dit wat ons vanmôre gesing het, you are my provider. U is die een wat voorsien. U is die God wat beskerm, U
U is die een wat voor ons uittrek. U is die een wat vir hulle kampplekke gereed maak. Plekke waar hulle gaan uitkom en besef dat God was reeds hier. Dit wat nou uitwerk en dit wat gebeur is omdat God gespreek het en wat hy sê sal gebeur. In Jesus naam gee vir hulle vrede in hierdie tyd, Here. Hier's van hulle wat dringend finansies nodig het. Hier's van hulle wat gereken het op hulle pensioenfondse wat nie nou gaan release word nie. Ek bid o God dat U as Pa en as Vader bonatuurlik sal voorsien. Ons kyk baie keer na een manier. Ons kyk baie keer na 'n mens of 'n organisasie of na 'n manier van uitkoms, maar U is die God wat verhewe is bo hierdie goed. U sal vir hulle voorsien. U sal, Here, dankie vir mense in hulle lewe. Ons maak vanmôre mense los in elke dimensie van hulle lewe, emosioneel, geestelik, finansiëel. Here, dit wat hulle sal nodig het, dat U mense sal stuur, mense en omstandighede sal gebruik, dat hulle belewenis sal wees. Soos Dawid sê, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Mag hulle 'n belewenis hê van U is met my. Here, ons wy hulle aan U toe. Ons vertrou hulle in U sorg. Dankie vir elke getuienis wat al reeds gekom het en die wat nog op pad is oor wat God doen en gedoen het en besig is om te doen. Selfs dit wat ons nog nie sien nie. En nou kom ons saam met hierdie mense, Here, en ons bid ook vir ons stad Kimberley, vir elke besigheid, vir elke huishouding wat geraak word deur hierdie likwidasie. Ons bid, Here, vir elke besigheid. Ons verklaar vandag, U gebruik baie hulpbronne, maar U bly die bron, o God. Mense is voertuie, maar God is die bron. Die plek van waar ons ontvang, die plek waarna ons kyk, die een wat op wie se oog op sy hand ons oog vandag is. U het gesê, U is die Here wat die hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. My hulp kom van die God wat vir die voëls sorg. Ek doen dit nie, ek kan dit nie doen nie, U doen dit. As U vir hulle sorg, sal U vir ons sorg. Ons eer U, ons dank U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen.